Die diagram hieronder stel 'n voltaïese sel voor. Watter een van die volgende beskryf die beweging van ione in die sel korrek? Die korrekte antwoord is A. Hierdie is die baie bekende Daniell-sel met sink en koper, wat vernoem is na die Engelsman John Frederick Daniell. Sink is ons anode, hierdie is die negatiewe elektrode en koper is die katode by die positiewe elektrode. En dan sien ons ook kaliumkloried wat optree as die soutbrug. Nou wat is die doel van die soutbrug? Eerstens, dit voltooi die stroombaan en tweedens, dit handhaaf elektriese neutraliteit van die elektrolyt oplossing. Ons begin met tabel 4a en heel bo is ons koper halfreaksie en heel onder is ons sink halfreaksie. A vir af, met ander woorde, ons pyl wys af. Ons begin met ander woorde met koperkatione wat gereduseer word tot kopermetaal en ons begin met sinkmetaal wat geoksideer word by die anode tot sinkkatione. En vir die wat tabel 4b gebruik of IEB doen, B vir boontoe, ons begin met koper, dis ons halfreaksie heel onder en dan sink is heel bo, ons soek 'n pyl wat boontoe wys. Met ander woorde, ons gaan begin met koperkatione wat gereduseer word tot koper en ons gaan begin met sinkmetaal wat geoksideer word tot sinkkatione. Hierdie is natuurlik by die katode en daardie sinkreaksie vind plaas by die anode. Kom ons kyk eers na ons anode. Sink word geoksideer tot sinkkatione. Daar's met ander woorde 'n opbou van positiewe ione aan die linkerkant. Om neutraliteit te handhaaf, is daar negatiewe ione nodig. So die klorietanione gaan vanuit die soutbrug na die anode se kant toe beweeg. Met ander woorde, vanaf Y na X. En as ons kyk na die katode, wat gebeur hier? Die koperkatione word gereduseer. Daar's met ander woorde 'n afname in die koperkatione, 'n afname in die positiewe ione. Nou om neutraliteit te handhaaf, is daar positiewe katione nodig. So die kaliumkatione gaan vanuit die soutbrug na die katode se kant toe beweeg. Met ander woorde, vanaf X na Y. Die klorietanione beweeg dus vanaf Y na X en dit is A.